Welkom terug in hierdie laaste episode oor verwoesting wat op bladsy 102 tot 109 verduidelik word. Gaan ons kyk na die oorlewing van mense en diere na die vloed en spesifiek wat het hulle geëet. Ons gaan ook leer oor ras en waar het al die tale vandaan gekom. Sommige mense dink dat daar na die vloed geen ander kos beskikbaar was as dit wat in die ark was nie, maar dis nie waar nie. Groot hoeveelhede plante groei, insluitend die oorblyfsels van bome wat na die vloed in groot massas gestrand moes gelê het, sou die groei van verskeie soorte fungi moontlik gemaak het. Fungi, wat is dit? Dis sampioene. En dit kon vir baie jare as voedsel vir 'n groot verskeidenheid van organismes gedien het. Seewier moes ook in groot hoeveelhede op die land in waterpoele agtergebly het en kon 'n belangrike voedselbron gevorm het. Natuurlik is enorme hoeveelhede diere tydens die vloed dood. Aas is die verrottende vleis van dooie diere. Tydens sekere seisoene vorm aas 'n baie belangrike vorm van voedsel vir 'n verskeidenheid van diere. Sommige van die karkasse kon as aas behoue gebly het. Ander karkasse was waarskynlik eers diep begrawe tydens die vloed en kon daarna weer oopgespoel het toe die vloedwater sedimente en grond en groot hoeveelhede van die kontinente afgespoel het. Onthou, ons noem dit erosie. Verskeie visse was waarskynlik in waterpoele op die kontinente vasgevang nadat die vloedwater weggespoel het om 'n addisionele voedselbron te vorm. Aangesien daar aanvanklik na die vloed feitelik geen kompetisie was nie, moes die groei van insek, aardwurm en knaagdierbevolkings omtrent ontplof het. Insekte en knaagdiere is legendaries vir hulle vinnige toename in getalle, veral as daar geen kompetisie teenwoordig is nie. Hulle kon moontlik die belangrikste deel van vars voedsel vir 'n verskeidenheid van diere gevorm het. Die meeste roofdiere sal soms knaagdiere vreet, veral wanneer groter prooi nie beskikbaar is nie. Selfs leeu's kan vir verskeie maande oorleef deur medium tot groot knaagdiere en hase te vang. Plante groei nie net deur sade nie, maar wel ook deur vegetatiewe voortplanting. En dis nogal 'n groot woord. Vegetatiewe voortplanting is die vorming van nuwe plante vanuit wortels, stingels of blare en waar die normale voortplantingsorgane soos sade of blomme nie betrokke is nie. Hoekom toets jy dit nie sommer self nie? Kies een van jou gunsteling plante, pluk 'n blaartjie of sny 'n kort steggie van so 5 cm lank. Plaas dit in water en na slegs 'n paar dae sal die steggie begin om nuwe wortels te vorm. Sodra daar genoeg wortels is, kan jy die plantjie in die grond plant. Vegetatiewe voortplanting kon al begin het, selfs voordat die vloedwaters teruggesak het. Daar is 'n verstommende verskeidenheid van plante en bome wat vir lang tydperke in 'n vegetatiewe toestand kan oorleef, selfs al is hulle begrawe. 'n Voorbeeld hiervan is bome wat onder vulkaniese as begrawe is. Die bome is na 'n tydperk van 8 jaar weer opgegrawe en hulle het souwaar weer begin groei. Sade wat in 'n rustende toestand is, kan nogal vir lang tydperke as passasiers oorleef, selfs al is hulle in water geweek. Hulle kon byvoorbeeld op saamgekookte massas drywende vlotte van plante oorleef het, soortgelyk aan hierdie drywende houtstompe in Spirit Lake na die uitbarsting van die Mount St. Helens vulkaan. Baie sade kon die effek van die vloed vrygespring het, omdat hulle moontlik tydens die vroeë deel van die vloed begrawe en later weer deur erosie oopgespoel is.
Natuurlik is dit baie moontlik dat Noag 'n verskeidenheid van sade kon saamgeneem het op die ark. Ons weet ook dat 'n duif vir Noag 'n olyfblaartjie gebring het voordat hulle uit die ark geklim het. Natuurlik beteken dit dat olyfbome en moontlik 'n groot verskeidenheid ander plante alreeds begin groei het nog voordat hulle uit die ark geklim het. Kom ons kyk nou weer na dinosourusse. Hoekom het hulle uitgesterf? Daar is al 'n hele reeks moontlikhede voorgestel, waaroor jy in hoofstuk 10 van my ander boek kan gaan lees. Maar dit sluit 'n hele paar verregaande voorstelle ook in, byvoorbeeld uitsterwing weens krimpende breine, dat hulle te groot geword het, katarakke, sonvlekke, komete, massa selfmoord, en my persoonlike gunsteling, kroniese hartlywigheid. Vanuit 'n Bybelse perspektief is daar egter geen misterie rondom die uitsterwing van die dinosourusse nie. Al die dinosourusse, behalwe die in die ark, is tydens die vloed uitgewis en begrawe. Die wêreldwye voorkoms van dinosaurus begraafplase voorsien vir ons 'n duidelike bewys van hierdie katastrofiese gebeurtenis. Een paar van elke soort landdier, insluitende die dinosourusse, asook die voëls en pterosaurusse, het in Noag se ark oorleef en die aarde na die vloed weer gevul. Sedertdien het daar baie verskillende diere al uitgesterf, nie net die dinosourusse nie, en dit is vir ons 'n voortdurende herinnering aan die ernstige gevolge van sonde op die hele skepping. Na die vloed het mense en diere met mekaar begin vrees, wat in harmonie met Genesis 9 vers 3 is, waar die mensdom toestemming gegee is om vleis te eet. Dit is waarskynlik hoekom hulle tot op die punt van uitsterwing deur mense gejag is. Net soos in die geval van die dodo van Mauritius, is dit baie moontlik dat dinosourusse weens menslike toedoen uitgesterf het, veral omdat mense dinosourusse as so 'n bedreiging beskou het. Nou waar kom al die mense vandag vandaan? Kom ons kyk eers wat die Bybel hieroor sê. En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem, Cham en Jafet. Hierdie 3 was die seuns van Noag. En met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. Hoeveel van die aardbewoners? Al die aardbewoners. Die vloed het alle mense, landdiere en voëls wat buite die ark was laat verdrink. Noag en sy familie moes van vooraf begin om die aarde met mense te vul. Hulle kinders het kinders gehad en hulle kinders het nog meer kinders gehad en hulle kinders het selfs nog meer kinders gehad en so aan. Totdat daar uiteindelik weer baie mense op aarde was. Tyd vir nog 'n klein sommetjie. Maar vir hierdie een kan jy gerus 'n sakrekenaar gebruik. Het jy al gesien wat gebeur as jy 'n klein getal verdubbel? Verdubbel beteken natuurlik om iets met 2 te vermenigvuldig. Die getalle sal so lyk. 1 maal 2 is 2. 2 maal 2 is 4. 4 maal 2 is 8. En so aan. Jy gaan vinnig sien dat die getalle nie meer op jou sakrekenaar se skermpie sal kan inpas nie. Die menslike populasie het op 'n soortgelyke wyse gegroei. Ons weet dat die menslike populasie 'n paar jaar gelede teen 1,7% per jaar toegeneem het. Dit staan ook bekend as die groeitempo. En hierdie groeitempo fluktueer. Hy verander. Huidiglik is dit ongeveer 1% per jaar. Dit beteken eintlik die volgende. As ons die 1,7% groeitempo neem, word daar elke jaar vir elke 1000 mense op die aarde 'n ekstra 17 bygevoeg. Dit klink nie so baie nie, nê? Onthou egter dat daar onlangs meer as 6 miljard en nou meer as 7 miljard mense op aarde is. Dit beteken dat daar elke jaar ongeveer 100 miljoen meer mense op die aarde is. En natuurlik klink selfs 6 miljard mense na baie, maar het jy geweet dat hulle nogal maklik in 'n klein landjie soos Engeland sou kon inpas? En dan sou elkeen nog ongeveer 20 vierkante meter spasie om hom of haar kon hê. Mense hoor mos gereeld dat daar blykbaar te veel mense op die aarde is, maar dit is glad nie waar nie. Daar is beslis nie te veel mense op aarde nie. Die probleem is eerder dat die mense wat daar wel is, veel te veel mors met die aarde en sy beperkte natuurlike hulpbronne soos grond, water, gas, steenkool, plante, diere, olie ensovoorts.
en ons het hierdie hulpbronne nodig om te kan oorleef. Ons het nou net oor 'n groeitempo van 1,7% gesels. As mense werklik al vir slegs ongeveer 1 miljoen jaar op die aarde geleef en die populasie se groeitempo 1,7% was, dan sou daar 'n enorme hoeveelheid mense op aarde gewees het. Die getal is 1 gevolg deur 43 nulle en ons skryf dit so. Dit is 'n enorme groot getal. Waar is al daardie mense dan? As hulle eens op 'n tyd op die aarde geleef en uiteindelik begrawe is, dan behoort daar 'n enorme hoeveelheid menslike skelette in die fossielrekord te wees. Dit beteken dat hulle in die aarde se sedimentêre laag begrawe sou gewees het, waar al die res begrawe is tydens die vloed. Maar waar is hulle? Selfs indien ons sou glo dat al hierdie skelette gedisintegreer het, behoort ons ten minste 'n massiewe hoeveelheid mensgemaakte voorwerpe wat saam met hulle begrawe is, op te spoor. Waar is hulle? As ons egter die betroubare Bybelse tydskaal volg, dan maak alles weer baie mooi sin. Ons begin met 8 mense. Noag en sy vrou is die eerste generasie. Hulle 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, en hulle 3 vrouens is die tweede generasie. En dan weer hulle kinders is die derde generasie. Na elke generasie was daar meer mense as tydens die vorige generasie. Die getalle het al hoe meer en meer en meer geword. En verder, ons het slegs 'n groeitempo van 0,45% in plaas van meer as 1% vandag nodig om die hoeveelheid mense wat daar vandag op die aarde is te kan verklaar, as dit met net 8 begin het. Dit maak voorsien vir oorloë, siektes en hongersnood, wat die bevolkingsgroei in die verlede sou vertraag het. So kom ons kyk hierna deur 'n groeitempo van 0,45% per jaar. En kom ons neem aan dat die populasie van 8 wat op Noag se ark oorleef het, slegs elke 150 jaar verdubbel het. So ons begin met 8 en na 150 jaar was daar 16 mense. Na nog 150 jaar was daar 32 mense en na nog 150 was daar 64 mense en so aan. Soos jy kan sien, is dit 'n baie lae of stadige groeitempo, want selfs met die effek van siektes, hongersnood en natuurlike rampe, verdubbel die wêreldpopulasie huidiglik elke 40 jaar. Maar dit wys juis vir ons dat 4500 jaar sedert die vloed meer as genoeg tyd was om die aantal mense vandag op aarde te bereik. Hoekom sê ek so? Want teen hierdie groeitempo sou die populasie van 8 slegs so wat 30 keer elke 150 jaar verdubbel het. Om 'n wêreldpopulasie van bykans 8,6 miljard te bereik. Dit is selfs 1 miljard meer as die huidige getal van ongeveer 7,5 miljard. So duidelik was daar meer as genoeg tyd beskikbaar om die huidige bevolkings se getalle te bereik. Waar kom al die rasse, of meer korrek, mensgroepe en tale vandaan? Die eerste vraag wat ons hieroor moet vra is daar werklik verskillende mensrasse? Onthou jy nog toe ons deur die skepingsweek gewandel het, het ons geleer hoe Adam sy maat Eva genoem het en dit beteken lewe. Ons het geleer dat dit die perfekte naam vir haar was, omdat Eva uiteindelik die moeder van die hele mensdom, met ander woorde, alle menslike lewe sou word. Dit beteken dat elke mens wat nog ooit bestaan het, familie van Adam en Eva is. Kom ons bevestig dit weer eens uit die woord. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Met ander woorde, elke mens op aarde is familie van mekaar. Daar is net een ras, die menslike ras. Kom ons bevestig dit sommer uit die wetenskap ook. Ek vertaal vir jou. Wetenskaplikes van die National Institute van Gesondheid het onlangs aangekondig dat hulle 'n konsep van die hele reeks van die menslike genoom saamgestel het. En die navorsers het eenparig verklaar dat daar net een ras is,
die menslike ras. As jy vra watter persentasie van jou gene in jou uiterlike voorkoms weerspieël word op grond van ras, is die antwoord blykbaar in die omgewing van 0,01%. Ons kan sien dat die Bybel en die wetenskap albei saamstem dat daar net een menslike ras is. Ons behoort eintlik glad nie oor verskillende rasse te praat nie, maar eerder oor verskillende mensgroepe. Alhoewel mensgroepe baie verskil, is ons tog ook baie dieselfde. Ons almal het byvoorbeeld dieselfde velkleurpigment met die naam melanien, en dit werk amper soos 'n tipe sonblok. Hoe meer jy daarvan het, hoe donkerder is jou vel en hoe langer neem dit vir jou om in die son te brand. Hoe minder jy daarvan het, hoe ligter is jou vel en hoe makliker brand jy in die son. Niemand dit is regtig 'n swart of 'n wit vel nie, maar eerder meer of minder melanien. Ons het natuurlik nog baie ander dinge in gemeen. Alle mense het oë en ore en neuse en monde en hare. Wel, miskien dit nie almal hare nie. Verder is ons almal afstammelinge van dieselfde twee mense, Adam en Eva, en ons almal is sondaars, en ons almal het Jesus Christus nodig om ons te verlos. Jy sien, die eintlike rede hoekom ons nie met mekaar oor die weg kom nie, het net mooi niks met ons velkleur te doen nie, maar wel alles met ons sondige, rebelse natuur. Waar kom al die verskillende tale vandaan? Wel, dit het alles by die toring van Babel begin. Die mense was nogmals ongehoorsaam aan God. Hulle het nie geluister toe God vir hulle gesê het dat hulle oor die aarde moes versprei en die aarde moet vul nie. In plaas daarvan het hulle besluit om 'n baie hoë toring, die toring van Babel, te bou. Die toring was veronderstel om so hoog soos die wolke te wees. Die rede hoekom hulle die toring gebou het, is omdat hulle God se belofte nie geglo het toe hy gesê het dat hy nooit weer die aarde met 'n wêreldwye vloed sou straf nie. God het selfs vir ons 'n reënboog as simbool van hierdie belofte gegee. In plaas daarvan dat hulle op God vertrou het, het hulle besluit om 'n plan te maak om hulle self te red. Net in geval God nie sy belofte sou nakom nie. God het egter besluit om 'n stokkie daarvoor te steek, en terwyl hulle nog so voortbou aan hulle toring van rebellie, het God net daar en dan hulle taal verwar. Ewe skielik kon hulle mekaar glad nie meer verstaan nie. Kan jy jou die absolute chaos en deurmekaarspel voorstel? Dis hoekom ons nog vandag steeds van 'n Babelse verwarring praat. Kom ons veronderstel die volgende scenario. Toe Liam vir Franco sê, Franco, gee asseblief vir my daai klip aan jou regterkant aan. Het Franco amper sy nek afgeruk en vir Liam gekyk asof hy nou heeltemal die klits kwyt was. Hy het gewonder wat nou skielik met Liam fout was, dat hy so snaaks praat. So Franco vra toe vir Liam. Qu'est-ce que vous avez dit? Heeltemal uit die veld geslaan vra Liam. Huh? Adelaide het in die gesprek betrokke geraak en gesê. Was hast du gesagt? Nou was Franco en Liam albei die mekaar. Huh? Joselito, wat met William gesels het, sê skielik vol. Si lo vuelves a hacer, te vas a arrepentir. William skrik om boeglam vir Joselito se kwaai gesig. Maar hy kon nie 'n woord verstaan wat Joselito vir hom gesê het nie. Verbaas vra hy. What on earth is wrong with you, Joselito? Why are you making these strange noises? Nou was Adelaide, Franco, Liam, Joselito en William hopeloos die mekaar. Gelukkig vir Liam het Grant die gesprek gehoor en verstaan wat Liam gevra het. Die twee het nou met mekaar begin gesels en probeer verstaan hoekom al die mense om hulle skielik al hierdie vreemde geluide maak. Dit was uiters frustrerend. Die een oomblik het hulle nog lekker gesels en gebou aan hulle toringkie van rebellie, en die volgende oomblik was dit asof niemand mekaar meer kon verstaan nie. Wat meer is, nou kon hulle net mooi geen werk gedoen kry nie, en daar staan die toring, half klaar.
Verwarde William het nog steeds 'n frons op sy voorkop gehad en gewonder hoekom almal nou skielik vir hom so skeef aankyk, so asof hulle hom glad nie kon verstaan nie. Gelukkig het Kate naby genoeg gestaan om te hoor wat hy sê en geantwoord. William, I don't know what you make of all this, but I suspect these people have gone quite mad. We need to get away from this place at once. Let's grab Margaret to join us, but leave Harry. He sounds awfully confused, and usually up to mischief anyway. Liam sê toe, Grant, roep asseblief vir Etienne, Ayla, Jason en Danielle, want dit klink of hulle ons daarom verstaan. Kom ons pak ons goed en gaan soek vir ons 'n mooi plaas ergens waar dit lekker warm is, want as ons hier bly, gaan ons net so mal soos hierdie spul babbelende Babyloniërs word. En so het die mense wat mekaar verstaan, begin om saam te groepeer en uiteindelik weggetrek na plekke waar hulle kon woon en saamwerk sonder al hierdie Babelse verwarring. Die groepe het in alle rigtings versprei. Sommige sou na Asië getrek het, ander na Noord- en Suid-Amerika, sommige na Europa en ander sou weer in Afrika en Australië vir hulle 'n tuiste gemaak het. Alhoewel sommige mense in hierdie groepe dieselfde kleur sou gehad het, sou daar ook 'n verskeidenheid van kleure in elke groep gewees het. Meer as een van hierdie groepe kon dalk die warmer dele van Afrika en Australië bereik het. Indien daar mense met 'n baie ligte velkleur in die groep was, sou hulle velle nogal vinnig in die warm son gebrand het, omdat hulle minder melanien in hulle vel het wat hulle beskerm teen die son. Die van hulle wat nie na koeler streke met meer wolkbedekking kon bereik nie, kon moontlik velkanker opgedoen het en uiteindelik sou dit tot die dood gelei het. Vandag kan velkanker behandel word, maar in daardie dae het hulle nog nie die mediese kennis gehad om te kan verstaan hoekom mense met 'n ligte velkleur te siek geword het om kinders te kry en uiteindelik dood gegaan het nadat hulle aan te veel sonlig blootgestel was nie. Met verloop van tyd sou daar meestal mense met donker velle in Afrika en Australië oorleef het, omdat hulle beter by daardie klimaatstoestande aangepas was, aangesien hulle meer melanien in hulle vel het. Sommige mense het na die noordelike dele van Europa getrek wat baie koud en bewolk is met baie min sonskyn. Alle mense het 'n bietjie sonskyn op hulle vel nodig sodat hulle Vitamiin D kan produseer. Mense met ligte velle het baie min sonskyn nodig, maar mense met donker velle het weer meer sonlig nodig omdat hulle donker vel keer dat hulle te veel sonlig absorbeer, net soos wat sonblokte doen. Gevolglik het mense met 'n donkerder vel baie siek geword in hierdie koue, wolkbedekte streke, omdat hulle liggame nie in staat was om genoeg Vitamiin D te produseer nie. So met die tyd saam het hierdie donker vel mense doodgegaan en het daar hoofsaaklik mense met 'n ligter vel in hierdie streke waar daar 'n hoë wolkbedekking was, oorgebly. Die ligter velkleur mense was dus beter by daardie klimaatstoestande aangepas. Dis heel interessant dat die Inuit of die Eskimo's 'n bruin vel het, maar tog woon hulle daar waar daar nie veel son is nie. Hulle het waarskynlik dieselfde genetiese samestelling vir 'n medium kleur vel en tog ly hulle nie aan 'n Vitamiin D tekort nie, omdat hulle die grootste deel van hulle Vitamiin D uit hulle dieet van hoofsaaklik vis verkry. Al is daar vandag so baie verskillende mensgroepe en kleure en tale in die wêreld, is ons steeds almal familie van mekaar, omdat ons almal afstammelinge van Adam en Eva is. Het jy geweet dat die verwarring van tale by Babel uiteindelik 'n struikelblok geword het in die verspreiding van die evangelie? Dit is hoekom God spesifieke mense in die Christelike kerk geseën het met die gawe van spreek in tale, sonder dat hulle eens die taal aangeleer het. Jy kan gaan kyk in Handelinge 2, 10 en 19. Om te spreek in tale beteken dat 'n mens die gawe het om 'n spesifieke, verstaanbare taal te kan praat, sodat die evangelie duidelik deur alle mense, nasies en tale verstaan kan word. Die doel is dus om die goeie nuus van die evangelie aan almal te versprei. Die wêreldwye vloedgebeurtenis, gevolg deur die relatief kleiner effek van gletsers,
vulkaniese aktiwiteite en uiteindelik uitdroging het die voorkoms van die aarde radikaal en drasties verander tot dit wat ons vandag ken en sien. Benewens die grootskaalse uitwissing van die dinosourusse het meer as 50% van marine organismes in hierdie ramp vergaan. Die wêreld vandag is 'n skamele oorblyfsel van wat dit was voor die vloed. In die heel laaste aanbieding gaan ons kyk na verlossing. Sien jou daar.